Goeiemôre. Ek hoop jy is opgewonde oor hierdie dag en hierdie tyd waarin ons net lekker kan saam kuier. Jy is nou nie vanoggend by ons Kersoggenddiens nie, waar ons Kersdiens gaan hou. Maar ek wil jou challenge vanmôre om 'n bietjie anders te dink. Gaan jy praat van Kersfees of van Christusfees? So wat vier jy vandag? Vier jy Kersfees of vier jy Christusfees? En ek wil vra dat jy saam met my sal blaai na Handelinge 4. Ons gaan 'n bietjie lees daar in die hoofteksvers is vers 13, maar hierdie hele verhaal of die storie wat hier afspeel of gebeure wat hier afspeel, begin in Handelinge 3. Waar Petrus en Johannes tempel toe gaan om te gaan bid soos hulle elke dag gedoen het. En daar kry hulle hierdie verlamde man wat 40 jaar oud is en hy's verlam gebore. En hulle sê vir hom, hoorie, ons het nie vir jou geld. Maar wat ons het, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. En soos wat dit toe nou gebeur, ek meen, hierdie storie het baie vinnig versprei. En in hoofstuk 4 sien ons dat hulle is besig nog om van Jesus te vertel. Ons lees in vers 1, en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. Baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. Want jy sien, die Sadduseërs, skrifgeleerdes, het nie geglo in die opstanding, in geen opstanding, wat nog te sê die opstanding van Jesus. Hulle het dit probeer verdoesel en stille. En so verloop hierdie hele gebeure, dat hulle naderhand vir Petrus en Johannes sommer in die tronk gooi vir die aand, en die volgende oggend met hulle praat, en sê, hoorie, maar julle moenie meer hierdie boodskap verkondig nie. En nou kom Petrus en hy begin met hulle praat in vers 8, hy sê, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, is belangrik dat ons dit sal sien, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Ek dink hulle was nog wel redelik opgewonde, excited oor wat alles gebeur. Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En dan sien ons die volgende in vers 13. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Nou hier is die ding. Hulle is as metgeselle van Jesus herken. So hulle het iets van Jesus herken in Petrus en Johannes. Nou wil ek hierdie blaatante stelling maak. Jesus is nie herkenbaar in kersbome, in Kersvader, in vleiende koetse, takbokke, liggies en versierings. Ja, die meeste hiervan wat ek nou genoem het, kom vanuit heidense feeste. En dit is so, dat die eerste Christene vervolg was, omdat hulle nie wou deel wees hiervan nie. Maar wat hulle gedoen het toe is, hulle het besluit, man, ons gaan Christus vier. Ons gaan die Jesus wat ons ken, wat gebore is op 'n datum wat ons nie heeltemal seker is wat die datum is nie, maar ons gaan saam met hierdie ouens op die 25ste Desember, gaan ons fees vier. Want ons wil Jesus vier, en ons vier nie meer sy geboorte nie, ons vier nou sy kruisiging en sy opstanding ook, en sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees, en ons saligheid vier ons redding. So hulle was verskriklik opgewonde, en die wonderlike hiervan is die volgende. Reg oor die wêreld
het hierdie dag nie meer bekend gestaan as 'n songod of iemand wat aanbid word nie, of Santa Claus of wie ook al nie, maar het bekend geword wêreldwyd, selfs in lande waar minderhede Christene genoem word, is hierdie dag het dit bekend geword as Kersfees. En hierdie woord Kersfees is 'n saamstelling vanuit twee woorde. Die eerste is Christ, wat Jesus uitwys, en wat Jesus bekendstel aan die hele wêreld. En die tweede deel van hierdie woord, Mass, beteken fees, feast. So it's a Christ feast. Daarom wonder ek baie keer waar die Afrikaanse woord Kersfees vandaan gekom. En ek het eintlik nie eens moeite gedoen om dit te gaan soek nie. Want ek wil nie Kersfees vier nie, ek wil Christusfees vier. En as ek kyk na hierdie apostels, hierdie disippels van Jesus, wat hierdie verlamde man opgetel het en gesê het in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop, hom by die hand gevat het en hy het begin loop en verkondig het van Jesus, hoe hulle as metgeselle van Jesus herken is, wil ek op hierdie stadium van my lewe, elke dag van my lewe, Christus vier, sodat ek beskou kan word as die metgesel van Jesus. Ek wil eintlik die stelling maak en sê, as ek Kersfees vier, gaan ek nie noodwendig beskou word as 'n metgesel van Christus nie, maar as ek Christusfees vier, gaan ek beskou word as 'n metgesel van Jesus. So die vraag is, hoe lyk dit? As ons Christus wil vier, selfs al is dit nie noodwendig sy verjaarsdag nou nie. Hy is iewers dalk in September of so, en daar's baie bespiegeling oor die werklike datum waarop Christus gebore was. En as dit werklik vir God so belangrik was, dat ons Jesus se geboortedag ons onthou, dan sou hy ons dit laat onthou het op een of ander manier. So dis nie vir God so belangrik nie. Die belangrike is, word ek beskou as metgesel van Jesus omdat ek Jesus vier. Nou die woordjie vier het ek gedink wil ek gebruik om te kyk hoe het hierdie Petrus en Johannes Jesus so gevier dat hulle beskou was as metgeselle van Christus. In die eerste plek die V, glo ek kan staan vir die woord vergewe, vergifnis. Dink dan net, hulle is gevange geneem vir 'n weldaad wat hulle gedoen is, in die tronk gegooi, 'n nag daar spandeer, die volgende dag voor die Joodse raad, die Hebra's, die groot manne van die Joodse volk en die Israeliete, is hulle gedaag en hulle is uitgetrap. En hulle is verhoed, hulle is inteendeel belet om weer van Jesus te praat. En nou begin hulle vertel van wie Jesus eintlik is, wat hulle gekruisig het, maar wat opgestaan het, wat opgewek is deur God die Vader. Dit is hulle geleentheid gewees, hulle het beskou as 'n geleentheid. Hulle het nie eens nodig gehad om te dink oor vergifnis nie. Die wonderlike ding vir my, as ek Christus vier, dan kan ek die mate waarin Christus vergewe het, kan ek vier. Die disippels kom op 'n stadium en sê, moet ons net 7 keer vergewe, as iemand teen ons sonde, en Jesus sê vir hulle, nee, net om te verduidelik dat daar eintlik geen beperking op vergifnis is nie, 70 maal 7 keer moet julle vergewe sê. En Jesus kom wys ons aan die kruis hoe dit werk. In Lukas 23 vers 34 sê hy die volgende, hy sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. Terwyl hulle besig is om hom dood te maak, sê hy, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan dink ek terug aan Stefanus, die eerste martelaar, het dieselfde gedoen, terwyl hulle besig is om hom dood te gooi met klippe, sê Vader vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek dink dit het dalk ook in Petrus en Johannes se lewe omgegaan. So as ek herken wil word as 'n metgesel van Jesus, dan wil ek spontaan kan vergewe die wat my te na kom. Miskien sit jy daar en luister vanmôre en dink maar daar's 'n paar ouens in jou lewe vir wie jy kwaad is, wat jou te na gekom het. Jy was nie skuldig nie, hulle is skuldig is. Maar dis 'n goeie tyd vandag om net op die plek te kom waar jy kan kom vergewe. Dit is Christusfees. Dit is om Jesus te vier. Is om te sê, Here, ek vergewe.
al was ek reg en hulle verkeerd, vergewe hulle en ek spreek hulle vry, want dit gaan jou ook vry maak. Die I van die woordjie vuur wil ek gebruik vir die woordjie in. Nou, 'n metgesel, wanneer Jesus nie meer fisies hier op aarde is nie, word nie noodwendig herken as iemand wat hand in hand fisies saam met Jesus loop, soos wat die disippels wel kon doen. Hulle was erken as metgeselle van Jesus, want hulle dieselfde boodskap verkondig as Jesus. Maar Jesus het nie meer saam met hulle fisies geloop op hierdie aarde nie. Ons lees dat hulle was vol van die Heilige Gees. So Jesus was nie meer net langs hulle of fisies saam met hulle nie, hy was in hulle. Hy was nie net met hulle nie. Ons lees dat die engel sê vir Josef, hy sê, hulle sal hom noem Jesus, hulle sal hom noem Immanuel, God met ons. Jy sien, Jesus is nie meer net met ons, fisies op aarde nie, hy is in ons, loop saam met ons, fisies en geestelik. Fisies in die sin van sy gees manifesteer deur ons, sodat ons spontaan die boodskap van Jesus Christus kan uitleef en verkondig, en daarom dan beskou word as metgeselle van Jesus. So vier jy Christus deur toe te laat dat hy in jou is, en interaksie met hom en ander mense wat hom ken, kan hê in hierdie tyd. Die E van 4 staan vir my vir entoesiasme. Ja, as ek hierdie vers 13 lees in Handelinge 4, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, ek dink hulle was nie net vrymoedig nie, hulle was entoesiasties oor hierdie boodskap, oor Jesus. Ek is nie entoesiasties oor kersbome en geskenke en liggies en koetse en vleiende reindeers nie. Ek is entoesiasties oor Jesus Christus wat my siel gered het. Wat vir my en jou lief het. Wat mense opwek uit die dood uit selfs. Wat 'n verlamde man genees het toe Petrus en Johannes vir hom sê staan op en loop. Dis waaroor ek entoesiasties is. Dis waaroor ek fees vier in hierdie spesifieke dag. Hulle het die vrymoedigheid van Petrus en Johannes gesien en verstaan dat hulle ongeletterde en eenvoudige manne was. Hulle was verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Word jy in hierdie Christus fees herken deur jou entoesiasme oor Jesus? Hoe entoesiasties is jy oor Jesus? Die R wil ek gebruik vir die woordjie rus. Hierdie tyd van die jaar is 'n tradisionele tyd waarin die hele wêreld 'n bietjie rus. En miskien is dit juist dan 'n goeie tyd om Christusfees te vier. Wanneer ons kan stil raak, nie op 'n wêreldse manier fees vier nie, maar stil raak rondom die nagmaal wat Jesus ingestel het en in rus ingaan. Ons sien nie dat Petrus en Johannes terwyl hulle voor die Joodse raad gestaan het, vol stres en spanning was en geveg het vir hulle lewe om gered te wees en miskien nie doodgemaak te word nie. Nee, hulle was rustig. Hulle het in hierdie rus in Christus ingegaan, want hulle het geweet al sou hierdie ouens hulle doodmaak, daar's 'n opstanding. Hulle is opgewonde. Ons kan kom rus in Jesus Christus. Ek wil jou aanspoor, ek wil jou eintlik challenge vanmôre om bietjie te kom rus en te dink oor die wonder van Jesus Christus. En nie, ek wil die Engelse woord gebruik, nie frantic, rond te skal na geskenke. Ja, ons kan vir mekaar geskenke gee en ons gaan lekker kos eet. Dis alles deel om fees te vier. Maar kom ons hou Jesus as die middelpunt daarvan, want as ons dan dalk nie werk het hierdie tyd van die jaar, of dalk nie genoeg geld het, om ook fees te vier soos ons normaalweg sou gedoen het nie, dat ons nog steeds in rus sal wees, omdat ons rus in Christus is. So ek wil jou vra, dit is waarom ek Christus vier, en ek wil sê, nie Kersfees vier nie, maar Christmas vier. Ek wil erkenning gee aan Jesus
en herken word as 'n metgesel van Christus Jesus. En daarom wil ek hierdie Kersfees vier met nagmaal. En ons lees in die nag waarin Jesus verraai is, het hy gebid. En nadat hy gebid het, het hy die brood geneem en hy het dit gebreek, ongesuurde brood, soos met die Paasfees, het hy dit gebreek en gesê, hierdie is my liggaam, wat vir julle gebreek. So dikwels as jy daarvan eet, doen dit tot my gedagtenis, nie noodwendig wanneer ek gebore is nie, maar wat Jesus kon doen het, hoe hy God die Vader kon wys het, hoe hy vergifnis, interaksie, entoesiasme en rus gebring het, oor die wonder van die koninkryk van God. So ek wil jou vra, kom eet saam met my, hierdie liggaam van Christus simbolies, en ons kom vier hom op so 'n manier, mag hierdie ete, die grootste deel van jou ete bevat, hierdie Kersfees. So ek eet hierdie broodjie, met 'n nagedagtenis, tot die liggaam van Christus wat vir my gesterf het. En so het hy ook die beker na die ete geneem en gesê, hierdie is die beker van die Nuwe Testament in my bloed. So dikwels as jy daarvan drink, doen dit tot my gedagtenis. Ek sluit af vanmôre met die vraag, vier jy Kersfees of vier jy Christus? Mag hierdie jaar vir jou 'n Christusfees wees. Nie net vandag nie, maar die res van jou lewe. In Jesus naam.